Goeiemôre. Vandag is dit deel 4 van Gees, Siel en Liggaam. Maar 5 vrae het gedurende die week opgeduik en ek sal dit eers vandag beantwoord na die beste van my vermoë. Die vraag wat geopper was is na Gees, Siel en Liggaam, daarin deel 1, 2 en 3. Die vraag was as volg. Dit is 5 vrae. Nommer 1. Hoe het ons God ontmoet? Nommer 2. Wat beteken dit as God sy onverganklike saad in ons plant? Nommer 3. As ek Christus ontvang het, waar het ek Christus ontvang? In my vlees, in my hart, in my siel of in my gees? Waar? Die 4de vraag. Wat is die effek van wedergeboorte? En die 5de en die laaste vraag wat ek ontvang het, kan 'n wedergebore mens weer sondig? Nou, ons kan nie al 5 vrae vandag beantwoord nie, maar kom ons kyk hoe ver ons gaan kom. Hoe werk hierdie geestelike dinge? Wat sê die woord van die Here? Die eerste mens, Adam, is na die beeld van God geskape, sê Genesis 1 vers 26. Maar daar sal altyd slim manne en teoloë wees wat hieroor sal verskil. Maar God het 'n vorm en 'n voorkoms. En as dit so is, glo ons dat die mens se liggaam in ooreenstemming met die vorm van God se voorkoms daar in Genesis 1 vers 26 is. Want, hoor ek daar in Genesis 1 vers 26, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger en ons beeld. Daar is egter nog 'n ooreenstemming met God. God is gees. Anders as diere het die mens ook 'n gees. Verstaan dit mooi en dink mooi oor die volgende na. Die mens is 'n geestelike wese binne in 'n vleeslike liggaam. Ek hoop dit maak sin. Nou kom ons kyk na die eerste van die 5 vrae. Vraag 1 was gewees: hoe het ons God ontmoet? En dan het die skrywer 4 punte genoem. Nommer 1, was dit deur mense of die kerk? Hoe het ek God ontmoet? Nommer 2, was dit 'n persoonlike keuse van my om God te ontmoet? En hoe het ek God ontmoet? Nommer 3, was daar 'n glinstering in my of dalk 'n hinkering in my hart om God te ontmoet? En die laaste punt, nommer 4, was dit dalk 'n drang wat in my hart en vlees gewoed het om God te ontmoet? My beskeie antwoord is dit. Dit was geen mens se besluit om God te ontmoet nie. Hoekom nie? Want ons moet glo wat God in en deur die Heilige Woord en Gees aan ons sê. Nou, wat sê die lewende woord van die Here? Dit sê, niemand kan Jesus aanneem sonder dat dit die wil van God was nie. Hoekom nie? Want dit was uit en uit God die Vader se wilsbesluit om mense na Christus te trek. Hoor ons daar in Johannes 6:44 en verder. Jesus se eie woorde as hy sê, nee, niemand kan na my, Jesus, toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my, Jesus, toe trek nie. Luister mooi, God en nie mense nie, speel die beslissende rol in ons verlossing. As iemand glo dat Jesus Christus die verlosser is, reageer hy of sy maar net op God se alreedse ingrype deur die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat jou attent maak en na Jesus toe roep. Dit beteken dat niemand sonder God se inisiatief in Jesus Christus kan glo nie. Wanneer 'n persoon glo in die Here Jesus Christus, is dit God self wat die persoon nader getrek het aan Jesus. En dis die Vader wat dan wedergeboorte laat plaasvind, waardeur
die persoon 'n kind van God word. Ja, dit is hy, God homself, wat dit initieer. Aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, hoor ons daar in Johannes 1 vers 12 en verder. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Dis God die Vader wat die wedergeboorte initieer. Die wedergebore mens is uit God gebore. Hoor jy dit? Die wedergebore mens is uit God gebore. En dit hoor ons daar in Johannes 1 vers 13. Nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie. Nee, maar hulle is uit God gebore. En dan hoor ek verder in 1 Johannes 3 vers 9. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie. O, mense, en hieroor kan ons lank praat. Omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie. Daar staan nie hy sal nie, of hy mag nie weer nie, want hy gaan sondig tot Jesus weer kom. Maar die woord sê, en hy kan nie meer sondig nie. Hoekom kan hy nie meer sondig nie? Omdat hy uit God gebore is. En wat gebeur as ons uit God gebore is en weer sondig? Kan ons dan weer verlore raak en in die hel by Satan beland? Dink 'n bietjie daaroor. Kan jy? Wat is jou antwoord? Wat sê jy voordat ons aangaan? Ja of nee? Ons moet onthou wat die woord ons leer. Ons word wedergebore as God, sy onverganklike saad, in ons plant, en die vraag ontstaan: wat beteken dit as God sy onverganklike saad in ons plant? En die antwoord is: onverganklike saad is saad wat vanaf God die Vader kom. Gebore uit onverganklike saad, Grieks, sperma van God. Lees maar 1 Johannes 3 vers 9. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie. Hoekom nie? Omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Wat beteken dit? Dit beteken as God na jou kyk, dan sien hy sy seun, Christus, in jou, as jy. En 1 Johannes 3 vers 8, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. En nou kom Petrus, net om dit sterker te beamoen, daar in 1 Petrus 1:23, en hy sê: want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Lees jy die lewende woord van God genoeg, kind van God? Lewe jy naby die lewende woord van God elke dag? Of is daar ander dinge wat jou te besig hou om binne in die lewende woord van God te bly? Hoor nou mooi. Ons is wedergebore as die Heilige Gees vir ons nuwe lewe van Jesus gegee het. Om weergebore te word behels meer as om net van voor af te begin. Dit is 'n nuwe geboorte wat van God afkom, waar tydens ons 'n nuwe status as kinders van God ontvang, danksy Christus se offerdood vir ons. God vergewe ons en hy, die Here onse God, ons Vader, aanvaar ons volkome. Die Heilige Gees gee vir ons 'n nuwe hart, 'n nuwe verstand. Hy lewe in ons en help ons om meer en al hoe meer soos die Here Jesus Christus, die pottebakker, te word. Dit beteken ook dat 'n mens se perspektief heeltemal verander. Jy ontvang 'n nuwe verstand wat daagliks deur die Heilige Gees vernuwe word.
En jy kan maar gerus 'n bietjie Romeine 12 vers 2 en Efesiërs 4 vers 22 vergelyk met wat Petrus, Johannes en Paulus sê. Vergelyk dit 'n bietjie, dan kyk jy. Daarom moet ons ook van ons kant af, as antwoord op wat God gedoen het, begin om anders te dink en anders op te tree. Ja, jy sal nog steeds in die liggaam wat jy in lewe sondig. Dis daai ou spinnerakke uit jou verlede uit, die rabbel wat nog steeds daar in die siel ronddraai, nê? Gebore deur die woord van God. Die woord van God is Christus. Elkeen wat weer gebore is, het Christus ontvang. En ons hoor dit daar in Johannes 1 vers 1 as hy sê, in die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. En dan die vraag wat so vaag is vir so baie van ons, nê? As ek Christus ontvang het, waar het ek Christus ontvang? Het ek Christus nou in my vlees, in my hart, in my siel of in my gees ontvang? Waar het ek hom ontvang? En die antwoord hierop gee ek vir jou na die beste van my vermoë. Onthou wat Jesus gesê het. Wat uit die Gees gebore is Gees. Die Heilige Gees leer ons nou dat die Gees van Christus daar in Romeine 8 vers 9 en 10 in jou gees gebore is. En hoor ons Jesus daar in Johannes 3 vers 6 as hy sê, wat uit die mens gebore is mens, maar wat uit die Gees gebore is Gees. Maar wie die Here aanhang en met die Here verenig is een gees met hom. Julle gees wat aan God behoort, hoor ek daar in 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. En vers 20 sê baie duidelik, julle is gekoop. Ja, duur gekoop. En die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. God is nie iets wat jy in jou liggaam kan verheerlik nie. God is gees wat jy in jou liggaam moet verheerlik. Wanneer die spermsel van die man verenig met die kern van die lewelose eiersel in die vrou, dan word 'n nuwe lewe verwek. Net so, hoor mooi, net so werk dit by die wedergeboorte. Dan word Christus verenig met die kern van die mens se gees. Nou, Satan se natuur wat ons by Adam geërf het, word verwyder in die persoon se lewelose gees, waar daar nou oombliklik 'n nuwe lewe deur die Heilige Gees verwek word. Nou soos ons vroeër verduidelik het, die Gees is waar die ware identiteit en die diepste wese van die mens gesetel is, nê? Dit is presies daar waar die verwekking van nuwe lewe plaasvind. Dit beteken 'n totale herskepping van nuwe lewe en 'n nuwe identiteit. Dis nie 'n kwessie van God wat mense verander of is suiwer van sonde nie. Dis 'n algehele vervanging van jou vorige sondige natuur met goddelike natuur. En ek hoor daar in 2 Petrus 1 vers 4 as hy sê, deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en die allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. En net soos die saadvloeistof die vervoermiddel is vir die saad van die man, is die Heilige Gees die vervoermiddel van die geestelike saad en die een wat die wedergeboorte bewerk in die persoon se innerlike, binne-in die persoon se gees. Die skrif leer ons dat die Heilige Gees by uitstek getuig, onderrig, tot geheue roep
en veral Christus aan ons openbaar. En net sal sê wat Christus sê, hoor ons daar in Johannes 16:13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hierdie funksies lê by die verstand, waar die denke, die gedagtes, die wil en die emosies gesetel is. Met ander woorde, die siel van die mens. En dit is presies daar, by die siel van die mens, waar die Heilige Gees altyd werksaam is. En so lyk ons prentjie van die 3 konsentriese sirkels dan nou. God die Vader, volgens sy eie besluit plant sy saad in die kern van die persoon se wese, sy gees. Daardie persoon se gees, wat eers dood was as gevolg van Adam, met Satan se natuurgees, is nou gevul met nuwe lewe. Met Jesus se gees, nou in my, is ek 'n nuwe skepping. Ek wil vra, dat jy baie mooi hieroor besin. Besef jy, watter wonderwerk wedergeboorte is? Jou wedergeboorte is die grootste oomblik in jou lewe op hierdie aarde. Ja, dit is groter as jou troue en groter as toe jou eerste kind gebore is. Groter as toe jy jou hoogste professionele kwalifikasies ontvang het. Man, dit is groter as enige iets wat jy ooit aan kan dink. Maar volgende keer, deel 5, en sal ons die laaste vraag ook beantwoord. Seën, vrede en genade vir jou vanaf God onse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons sien dit in Numeri 6. Amen.